Die gaan vandag begin rekord. Okay, so vandag gaan ons weer na vraestel 3 kyk en dit is die laaste klas wat ons gaan hê oor die langer transaksionele tekste. Dan as ons daarna klaar is, gaan ek seker maak ek het almal so klaar gemerk wat vir my goed ingestuur het om te merk en dan gaan ons na een van die ander vraestelle toe beweeg. Dit gaan most likely vraestel 1 wees. Okay. En dan soos ek vir julle gesê het, ek weet ek gaan seker soos 'n gebreekte rekord klink, maar maak asseblief seker dat jy nou al jou goed vir vraestel 2 begin lees. Ek hou gewoonlik daarvan om vraestel 2 heel laaste te behandel, net omdat die meeste mense met hom spesifiek die meeste sukkel. So hooplik teen die tyd dat jy al klaar gelees het, dat ons dan by vraestel 2 uitkom. Okay, net weer eens, jou boeke is reeds opgelaai op Google Classroom, dit is nou vir Manaka en Mis, maar weer eens, dit is heeltemal julle keuse oor wat se stuk jy wil doen. Jy het 4 opsies vir jou roman en jy het 2 opsies vir jou drama, maar jy moet een van elk kies. Okay, weer eens, ek gaan Mis en Manaka in klas hanteer, maar jy is meer as welkom om een van die ander wel te gaan doen. Ek gaan net nie klasvisies hanteer nie. Okay, kom ek deel gou vanaf my skerm. Nou, ek het 'n hele paar goedjies vandag en gister ingekry, opstelle en sovoorts, wat ek môre of donderdag gou behoort te merk en dan vir julle terug te stuur. So, dieselfde met hierdie, want volgende week gaan ek nou weer vir julle werk opsit en dit gaan dan fokus spesifiek op die langer transaksionele tekste. So dan gaan ons bietjie daar ook oefen. Okay. So soos ek sê, dit is die laaste les van die langer transaksionele tekste en dan is ons heeltemal klaar met dit. Onthou net een ding, jy het 'n hele lys van hierdie verskillende tekste wat jy moet weet hoe om te skryf, so spesifiek die struktuur en natuurlik die styl, so is dit formeel of informeel. Okay, so kom ons begin. So ons gaan vandag na die volgende kyk. Agenda en notule, vergadering, formele en informele verslag, formele en informele toespraak, 'n dialoog en 'n huldeblyk. Okay, so kom ons begin. Weereens, weet ek sê dit verskriklik baie, maar asseblief onthou jou stappe. Selfs al oefen jy en ek gee byvoorbeeld jou werk en jy oefen, maak seker dat jy in die gewoonte kom om dit te doen. Jy kies jou onderwerp, jy doen jou beplanning, jy skryf jou eerste poging en dan redigeer dit en dan trek jy dit dood met 'n potlood en dan skryf jy jou finale weergawe. Ek weet baie mense as hulle werk vir my instuur, sal hulle byvoorbeeld die beplanning of die eerste poging heeltemal uitlos want die finale weergawe is mos die belangrike deel. Maar ek het geen manier om vir jou punte te gee vir die redigering en die struktuur nie, want ek het nie alles nie. En weer eens, ek wil graag hê julle moet in die gewoonte daarvan kom om hierdie goed altyd saam te stuur, want anders mag julle dalk in eksamen daarvan vergeet. Okay, so kom ons kyk na agenda en notule. Nou, agenda is 'n lys van onderwerpe wat bespreek gaan word in 'n vergadering, as ook die prosedure wat gaan volg gaan word tydens die hele vergadering wat aangaan. Die agenda word voor die vergadering voorberei. Dan 'n notule is 'n geskrewe rekord van wat bespreek en besluit is tydens daai vergadering. Notule word afgeneem tydens die vergadering, so dit is wel baie belangrik. Nou hierdie ene, maak seker dat jy hom onthou. Asof julle agenda notule in die eksamen gevra word dit gewoonlik as 'n eenheid gevra. Daar's 'n paar maniere hoe hulle dit kan doen, maar hulle word gewoonlik saam gevra. Die een manier is, hulle kan vir julle vra om albei te skryf, hulle kan vir jou 'n kort ding gee oor waar die meeting gaan of die vergadering en 'n paar ander inligting wat jy dalk hoef te weet, of hulle kan byvoorbeeld vir die agenda of die notule gee en jy moet die ander een doen. So hou dit net in gedagte. Okay, so agenda is die saaklys of uiteensetting van bespreekpunte wat volgens 'n bepaalde volgorde tydens 'n vergadering bespreek moet word. Nou daar is sekere goed wat amper vas is aan die struktuur, soos gewoonlik waarmee jy begin ensovoorts. Nou wat is die kenmerke van 'n agenda? So weer eens, dit verwys na die inligtingsessie wat kom. Dit bespreek die hooftrekke wat tydens die vergadering gaan gebeur, so al die belangrike besprekingspunte. Nou in die eksamen kan hulle vir jou sekere goed in die vraag dalk noem wat hulle wil hê jy moet deel maak van die agenda. So as hulle iets soos dit spesifiek noem, maak seker dat jy dit insluit. So dit kan iets wees van 'n nuwe saak, 'n fondsinsameling of iemand wat dalk bedank of 'n ander saak of iets wat opgekom het. As hulle dit wel insluit, maak seker jy sluit dit by jou agenda in. En dan rangskik die sake in orde van belangrikheid. Nou, soos ek gesê het, daar is sekere goed wat
vas is aan die struktuur. Soos die opening en verwelkoming, gaan altyd eerste wees, want dit is gewoonlik hoe 'n vergadering begin. Maar, soos jy natuurlik nou verder gaan, begin jy eers met die belangrike goed bespreek en dan raak dit al hoe minder belangrik. Dis nie te sê dat dit glad nie belangrik is nie, dis sê daar is sekere goed wat bietjie belangriker is gewoonlik om te bespreek, of wat bietjie meer tyd kan vat. Okay, so hier is net 'n voorbeeld van julle om kan opstel. So agenda van 'n vergadering van die sportkomitee wat op Maandag 24 Augustus 2021 om 10:00 in die konferensiekamer gehou sal word. Agenda 1, opening verwelkom, gewoonlik gaan dit altyd met begin. 2, bywoning en verskonings, weer eens nogal 'n redelike vaste plek op enige agenda. Dan 3, notule van die vorige vergadering, weer eens selfde. 4 sake uit vorige notule, dan kan jy nou spesifieke goed noem, veral as hulle dit in die opdrag genoem het. 5 nuwe sake, en dan voorbeelde. 6 algemeen, 7 datum van volgende vergadering en dan die afsluiting. En natuurlik kan jy plek maak waar die voorsitter en die sekretarisse, weer eens hang alles af tussen wie die vergadering is, waar hulle natuurlik sal kan teken. Nou net 'n paar wenke, agenda is kort, duidelik, spesifiek en ondubbelsinnig. Die groot verskil tussen hom en die notule is hy is kort en tot die punt. Hy het nie te veel inligting en detail by nie. Hy het 'n paar sinne wat regtig kort en kragtig is en dit is dit. In notule gaan jy gewoonlik bietjie meer inligting gee van enige iemand wat daardie vergadering gemis het en hulle gaan lees die notule, moet hulle dadelik kan weet wat in daardie vergadering aangegaan het. Dan die naam van die instelling word genoem, dit is dan af en hulle gaan dit gewoonlik vir jou in die opdrag gee, soos in die vraag. Die datum, tyd en plek van die vergadering word vernoem. Dit lys die besprekingspunte of sake wat volgens 'n bepaalde volgorde bespreek moet word. Die doel van agenda is om te verseker dat die belangrike sake nie agterweë bly nie en in orde van belangrikheid gerangskik word. Dan terug en gee orde aan 'n vergadering. Dit bepaal ook die tyd wat aan elke onderwerp bestee moet word. Okay. Dan 'n notule, so hierdie is natuurlik die ding wat tydens die vergadering geskryf gaan word. So hierdie is die verkorte geskrewe verslag van alle besprekings wat tydens 'n vergadering plaasgevind het. So wat se kenmerke van hom? Dit bevat die volgende inligting. So die naam van die vereniging, die organisasie, die span, wat ook al dit mag wees, die datum, tyd en plek van die vergadering en 'n aanduiding van wie tydens die vergadering teenwoordig was en natuurlik afwesig was. Dan besluite en inligting word woord vir woord in opsommende wyse genotuleer. Natuurlik, jy gaan nie alles kan skryf wat gebeur nie, veral nie in vraestel 3 nie, want jy gaan net 180 tot 200 woorde hê, so hou dit net in gedagte. Dan dit word altyd in die teenwoordige tyd geskryf. Onbenullighede word uitgelaat, die voorsitter teken en dateer aan die einde, wat julle natuurlik nou sal opmaak, en dan die notule en agenda se opskrifte moet by mekaar aansluit. Okay. Hierdie is net 'n voorbeeld van hoe jy een kan skryf. So opskrif, die naam van die organisasie, aard van vergadering, dag, datum, tyd en plek word aangerei. So weer eens, meeste van die inligting sal uit die vraag uitkom. Indien hulle nie al die goed vir jou gee nie, maak dit op. Okay. En dieselfde goed tel vir wat ek vir julle gesê het vir die briewe en julle adresse en al daai tipe goed. Maak seker dat jy niks skryf wat na jou toe kan terugverwys nie, of spesifiek na waar jy geskryf het ook. Okay. So notule van 'n vergadering van die sportkomitee wat op Maandag 24 Augustus 2021 om 10:00 in die konferensiekamer gehou is. Dit is meer as genoeg daai. Dan opening verwelkom, die voorsitter verklaar die vergadering geopen en heet die lede welkom. Bywoning en verskonings, noem die titel, voorletters en vanne van lede teenwoordig en van die wat verskoning gemaak het. Weereens, as hulle daarvan praat in die vraag self, sluit dit in. As hulle dit doen nie, maak 'n naam op 2 op. Dan notule van die vorige vergadering, so as hulle weer eens na iets verwys in die vraag, skryf dit in, anderste maak dit op. Dis belangrik. Dan 4 sake uit die notule, so sake uit vorige notule word bespreek. 5 nuwe sake, so sake wat tydens die vergadering bespreek sal word. So weer eens hang alles af of hulle reeds hierdie vir jou gegee het of moet jy dit self opmaak. Dan nommer 6 algemeen ander belangrike sake wat tydens die vaststelling van die agenda genoem is, word nou bespreek. 7 datum van volgende vergadering en afsluiting, dan die tyd waarop die vergadering verdaag word die genoem, maak voorsiening vir die handtekening van die voorsitter en sekretarisse of sekretarisse. Okay. Weer eens net 'n kontrolelys, soos ek laas julle verduidelik het, hierdie is vir julle as julle oefen.
dit is ook 'n redelike goeie ding om net te hê vir as jy goed oefen om na dit te kyk of jy actually alles gedoen het. Hierdie gaan natuurlik nie vir julle beskikbaar wees in eksamen nie. Dit is letterlik daar om vir julle te help om die goed te oefen. So is die instruksies goed uitgevoer. Dit is kan nie sleg doen, veral dalk net nadat jy beplanning geskryf het en hom geredigeer het, om net vanaand terug te gaan, net seker te maak jy hierdie instruksies gevolg. Het jy gekyk na wat se inligting jy in die vraag gesit het, soos van die persoon het verskoning gemaak, dit is iets wat bespreek moes word, die datum van die volgende vergadering, enigiets soos dit wat hulle spesifiek in die vraag genoem het, moet jy insluit. Dan die agenda is kort, duidelik, spesifiek en ondubbelsinnig. Weer eens, daar hoef nie baie ekstra goed te wees nie. Die naam van die instelling word genoem, die datum, tyd en plek van die vergadering word genoem. Dit lys die besprekingspunte of die sake wat volgens 'n bepaalde volgorde bespreek moet word. Alle besluite is in die notulen genoteer. Die notulen is in teenwoordige tyd geskryf en stem puntsgewys ooreen met die agenda. Die naam van die vergadering, datum, dit ek nie gesê, maar dit moet net bo-aan geskryf wees. Die notulen bevat 'n opening, verwelkom, lys van teenwoordigers, lys van afwesiges, notulen van die vorige vergadering wat gelees en goedgekeur moet word. Die notulen is deur die voorsitter en sekretaris of sekretarisse onderteken. Die aantal woorde is getel en onderaan die skryfstuk geskryf. Weereens moenie probeer is aantal woorde opmaak nie, maak seker dat jou aantal woorde korrek is, anders gaan jy onnodig punte verloor. Dan my opdrag het 'n titel en datum bo aan die finale produk. Julle gaan 'n titel hê van die agenda of die notulen, maar julle gaan nie noodwendig 'n datum hê nie, dit gaan deel vorm van julle waar die ding plaasvind. Die eerste poging is geredigeer en natuurlik doodgetrek met 'n potlood en die finale poging is netjies en leesbaar oorgeskryf. Okay. Dan 'n formele verslag. Nou, 'n formele verslag is 'n geskrewe beskrywing van 'n gebeurtenis na afloop van dit of van 'n ondersoek. Formele verslae bevat inligting en idees wat kan help om 'n moeilike saak op te los. Weerens die belangrike verskil tussen 'n formele en 'n informele verslag kom alles terug by die woorde en die styl wat jy gaan gebruik. Okay. So eerstens gebruik formele taalregister en styl. So die oomblik wanneer jy enigiets formeel moet skryf, dink dit aan jouself, hierdie is 'n persoon wat jy nog nooit voorgeskryf het nie. So jy moet baie ordentlik met hulle wees, jy moet baie formeel wees. Dan die verslag word in die eerste persoon geskryf, gee presiese terugvoer oor gebeure wat plaasgevind het. Die inligting moet korrek wees, weerens as hulle weerens vir hulle enige inligting gegee het in die vraag, maak seker om dit in te sluit. Jy gaan vir 'n punt te kry. Dan die verslag moet 'n opskrif hê, die verslag moet onderaan word met die datum by, daai is nie reg nie. Ek sal hom daai gereg maak voor ek hom vir julle oplaai. Hy gaan 'n kort inleiding hê, die paragrawe word volgens logiese volgorde en dan natuurlik moet dit so verloop. Verskaf kortliks inligting oor die vraag wat, wie, waar en wanneer. Die vraag kan subskrif opskrifte hê en taal en styl moet by die formele verslag pas. Net 'n voorbeeld. So paragraaf 1 gaan jy persoonlike inligting gee, so jou volle naam, jou ID-nommer, adres en kontaknommer van die persoon wat die verslag saamstel, wat natuurlik jy sal wees. En weer eens, maak alles op. Moenie jou ID-nommer of jou volle naam of enigiets soos dit sit nie, maak dit op. Okay. Paragraaf 2, besonderhede van gebeure, so dit is nou waar jy gaan beskryf wat het gebeur, jou datum, tyd en plek. Paragraaf 3, uitbreiding van besonderhede, so dit is nou waar jy 'n bietjie meer inligting gaan gee, en dan die samevatting of gevolgtrekking, so dit is waar jy hom baie kortliks net weer gaan opsom. Dan die verslag word laastens onderteken en van 'n datum voorsien. So die verslag word in die eerste persoons gedoen, so jy gaan ek gebruik, jy gaan nou nie jou van jouself praat in die derde persoon nie. Die ooggetuie moet dit wat hy of sy gesien het weergee. Die verslag word saaklik geskryf. Emosionele gelaaide woorde is ontoepaslik. Weer eens enige kritaal, enigiets soos dit, moet dit nie gebruik nie. En taal en styl moet weer eens formeel wees. So hier is net 'n voorbeeld. Okay, so ek, Ines Prinsloo, is 'n seun van 18 jaar, identiteitsnommer, woonagtig te Hoopstraat 16 Nelspruit. Ek verklaar onder eed dat ek 'n ooggetuie was van 'n rooftog. Op 21 Mei 2021, ongeveer 7 die oggend, was ek op pad na my skool, Hoërskool Nelspruit. Ek het verby die Absa Bank in Parkstrap gestap. Met my aankoms het ek onmiddellik opgemerk dat alles nie pleis is by die bank nie. Hierdie perseel is almal bekend, aangesien ek elke dag verby die bank stap op pad skool toe. Ek was ongeveer 10 meter van die bank en het gestop om eers seker te maak wat aan die gang is, want daar was 2 mense
persone, onbekend aan my, besig om swart sakke te dra vanaf die bank na hul motor. Ek het onmiddellik besef dat dit 'n rooftog is en ek het probeer vasstel wat die fabrikaat van die voertuig en die registrasienommer is. Dit was 'n swart Volkswagen Polo met registrasienommer ABC 135 MP. Ek verklaar dat die inhoud korrek en waar is. Ek besef ook dat enige vals verklaringe waarvan hierdie dokument bevat, strafbaar is dat ek my blootstel aan strafregtelike optrede. Ek sal die persone nie kan uitken as ek hulle weer sien nie, aangesien hulle balaklavas aangetree het wat hulle gesig bedek het. Ek is bereid om in die hof te getuig oor wat daardie dag gebeur het, geteken Prince 21 Mei 2021. Okay. Wat daarom lekker is, jy gaan nie alles self op te maak nie. Hulle gaan vir jou 'n scenario gee. So jy gaan 'n verslag moet skryf van 'n rooftog of van 'n ongeluk wat jy dalk moontlik waargeneem het. Dan, informele of 'n kort verslag. So kenmerke, tydelike inligting moet korrek wees, die verslag moet 'n opskrif hê, die verslag moet onderteken word met die datum by, kort inleiding wat gegee word, paragrawe volgens logiese verloop van gebeure, verskaf kortliks inligting oor die vrae wat, weer, waar en wanneer. Die vraag kan selfs opskrifte hê en taal en styl moet by die informele verslag pas. So weer eens, basically presies dieselfde as die formele verslag. Die enigste groot verskil is die taal en styl wat jy gaan gebruik. So 'n voorbeeld. Het ek 'n voorbeeld hier ingesit? Nee. Okay. So jy gaan 'n interessante opskrif gee, skryf 'n bondige interessante inleiding wat die doel van die verslag weergee. Onthou met hierdie, as dit meer vriendskaplik en meer informeel is, hoef jy nie so saaklik te wees nie. So jy kan 'n lekker inleiding skryf. Dan verskaf kortliks inligting oor die vraag, weer eens wie, wat, waar en wanneer. Brei uit op die vrae in die volgende paragrawe, soos 'n bietjie meer inligting gaan gee van wat gebeur het. Skryf 'n treffende slot wat alles saamvat. Jy hoef net alles op te som. Gewoonlik met jou slot sit jy nie regtig nuwe inligting in nie. Jy som dit op wat jy nou reeds gesê het en so aan. Dan taalregister en styl moet by die informele verslag pas en visuele materiaal kan ingesluit word, wat jy natuurlik nou nie gaan doen in die eksamen nie. Dan het weer eens 'n kontrolelys. So is die instruksies gedoen. Is die toonstyl en woordkeuse gepas? Is die verslag in die eerste persoon geskryf? So is daar woorde soos ek wat jy gebruik het. Nodige inligting is logies verskaf, die verslag is onderteken en die datum is by, daar is in die verlede tyd geskryf, taalreëls word nagekom, die aantal woorde is getel en onderaan geskryf, jou opdrag het 'n titel en 'n datum, weer eens, hy gaan meer 'n titel hier hê, want jy gaan in die verslag natuurlik skryf wat se datum het gebeur het. Eerste poging is geredigeer en weer eens doodgetrek, die finale poging is netjies en leesbaar oorgeskryf. Okay, dan 'n huldeblyk. Nou hierdie is een wat nogal redelik algemeen in eksamenvraestelle voorkom, veral hulle en 'n dialoog en jou twee briewe. Jy gaan ten minste een of twee van hulle in elke liewe vraestel 3 kry. Nou huldeblyk is 'n baie lekker om te skryf, want hy gee vir jou 'n bietjie meer vryheid. Daar is 'n paar goed wat jy moet weet van 'n huldeblyk. Maar ons gaan nou oor hulle praat. Okay, so huldeblyk is 'n teks oor 'n persoon wat onlangs oorlede is. Dit mag ook in 'n koerant gepubliseer word as 'n artikel of mag selfs voorgeles word tydens die begrafnisdiens. Iets wat julle ook net wel moet weet, is dat dit kan ook as 'n teks of 'n ding geskryf word van iemand wat nog lewe, maar hulle word vereer. So daar is verskil. Nou gewoonlik in die eksamen as hulle vir jou sal vra, gaan hulle dit baie duidelik maak, is dit iemand wat dalk nou oorlede is waaroor jy moet skryf, of is dit iemand wat dalk ietsie groot bereik het, of hy word vereer, of iets, en dit is dan waar hy gaan. Okay, daar is natuurlik 'n paar verskille oor hoe hierdie genader gaan word. Nou, die kenmerke vir as iemand oorlede is. Eerstens, die styl van die huldeblyk gaan formeel wees. Dit gaan dan handel oor die oorledene wat 'n belangrike rol in die leerder of natuurlik die skrywer se lewe gespeel het. Die volgende besonderhede van die oorledene kan gegee word. So naam en van, datum van afsterwe, waar die persoon dood is, geboortedatum of waar hy gebly het, geboortedatum, geboorteplek, oorlewenis as daar enigstens is, soos hulle eggenoot, hulle kinders en hul name, inligting oor begrafnis soos plek, tyd en datum, ouderdom. En dan die volgende inligting kan ook ingesluit word, die oorsaak van dood, biografiese besonderhede, inligting oor huldiggingsdiens. Nou, dit gaan natuurlik afhang oor waar hierdie huldeblyk gedruk of gelees gaan word. As dit by die begrafnis gelees gaan word, gaan hy natuurlik nie al die goed noodwendig in hê nie, want die mense is reeds by die begrafnis. Okay.
So die huldeblyk word in die verlede tyd geskryf. Nou die maklikste manier wat ek het gewoonlik vir die studente sê, as iemand oorlede is, hulle is reeds oorlede, so jy gaan in die verlede tyd skryf. As iemand nog lewe en hulle is nog daar, gaan jy gewoonlik in die teenwoordigheid skryf. Okay. So, wat was ek? Die vertroosting en bemoediging word in die teenwoordige en toekomende tyd geskryf. Die toon, styl en woordkeuse is formeel, versagtend, liefdevol, vertroostend, bemoedigend en taktil van aard. Okay, so as 3 aspekte wat vervat word in die huldeblyk. Dis nie te sê dat julle almal in een slag moet doen nie. Okay, so eerstens is die kennis van afsterwe. Nou hierdie is die doodsberig of in Engels die obituary. Dan die lofrede van die persoon se lewe is die tweede een en dit is in Engels die eulogy. Ek het dit net bygesit omdat ons baie keer meer bekend is deesdae met Engelse woorde, dan kan jy dit actually mekaar verbind. Dan die derde een is die huldeblyk aan die afgestorwene en die is dan die tribute en dit sal gewoonlik by die begrafnis of ewen daarna gelees raak. Okay, of gepubliseer raak. So hierdie is 'n voorbeeld. Ek het 2 spesifiekes ingesit. So Koos Du Plessis, die meester van die liriek. Koos is vereer vir sy bydrae tot die Afrikaanse musiek en hy het dit nie verdien nie. Daar was net een Koos Du Plessis. Hy was en is seker die beste liedjie-skrywer wat nog die gilklank van Afrikaans met musiek laat saamvloei het. Die volgende belangrike besonderhede behoort funksioneel en met groot sensitiwiteit en omsigtigheid ingesluit te word. Die naam en van die oorledene, adres, ouderdom, dis nou weer eens, hulle gaan heel wat vir jou van sê, maar as hulle dit doen, sit dit natuurlik in en maak dit op as hulle dit nie vir jou gee nie. Okay, dan die familie kan ook vertroos word. Die leser moet 'n duidelike beeld van die oorledene kan vorm, vermy sentimentaliteit, so probeer bietjie nog redelik neutraal wees. Die taalstyl en register is formeel en moet by huldeblyk pas en dit moet kort en bondig wees. So hier is die voorbeeld. Ek sê oor iemand anders, maar so 'n ander voorbeeld. So van die eerste keer dat ek Lucas Maria gesien het, het hy dit reg gekry om 'n blywende indruk te maak. Almal onthou die program waarin Leon Schuster vir Lucas uitgevang het en hoe eerlik en opreg Lucas sy emosies gewys het. Na daardie eerste liedjies wat ek gehoor het, Kikies, wat as ek 'n groot Lucas aanhanger. Lucas was 'n fyn waarnemer en later het hy alles in sy liedjies en stories vasgevang. Met elke vertoning was ek verstom om te sien hoe hy die mense kon vasgryp met beskrywing van 'n situasie. 'n Paar blywende indrukke van Lucas is sy oop arms, letterlik, waarmee hy my altyd gegroet het. Altyd met sy spesiale lag en drukkie. Die baie lang kuiers en gesels oor alles, van kameras tot sterre. In die 9 jaar wat ek en Lucas same vertoning gedoen het, het ek nooit gewoond geraak aan daardie gevoel om langs Lucas te kan sit en sing nie, en om hom as my kollega en baie spesiale vriend te kan ag, onverwaarlik vriende, soos Lucas dit aan my gestel het, toe hy my daagliks in die hospitaal besoek het. Lucas kon op 'n spesiale manier met ander kommunikeer. Ek sal my laaste kuiers saam met hom nooit vergeet nie en vir altyd as kosbaar bære. Selfs so ek nog idee gekry het dat hy my wil beskerm, en dra soos toe hy my besoek het, toe ek sy vriendskap so nodig gehad het. Lucas, jy het soveel vir ons gelaat om jou te kan onthou, en elke onthou gedagte en ervaring is iets om te koester. My vriend met die grootste hart. Nou, hier is nogal 'n redelike lang een. Julle sin gaan natuurlik baie korter as die moet wees, net omdat julle net 'n aantal woorde het om mee te werk, maar dit was net om vir julle idee te gee. Okay, dan, as julle kom by die huldeblyk van iemand wat nog steeds lewe, wat vereer word of iets goed gedoen het of so. So die huldeblyk gaan nog steeds formeel wees, maar hy gaan bietjie meer waarderend wees. Die huldeblyk moet duidelik wees, naamlik om die persoon se lewe te vereer en om die betekenisvolle bydrae wat hy of sy gelewer het uit te lig. Die mense wat die funksie bywoon, moet 'n geheelbeeld van die persoon kry. Die huldeblyk word met die groet ingelei en die aanwesiges se aandag word vasgevang. Die volgende besonderhede kan die persoon gegee word, so die naam en van. Die huldeblyk sluit verskillende hoogtepunte in wat persoonlike gebeure en staaltjies bevat. In die slot van die huldeblyk kan die spreker waardering uitspreek vir jare se bydrae en ook vrede en goeie gesondheid. So dis 'n manier om af te sluit mee, en die huldeblyk kan in die teenwoordige of verlede tyd geskryf raak. Ek persoonlik verkies as dit in die teenwoordige tyd geskryf raak, net om 'n bietjie makliker te maak, maar jy kan nog steeds in die verlede tyd. Okay,
So net 'n voorbeeld. Okay, ek sien dit is nie heeltemal 'n volle voorbeeld nie. So Lorika Ralg, wenner van die Fiesta. Lorika Ralg word vanjaar vereer vir haar bydrae tot die Afrikaanse luisterlied en verdien sy dit nie. Daar is net een Lorika Ralg, sy het van dat sy in 1980 van singing die wêreld van luisterlied stadig maar seker verower. En dan gaan jy so verder. So die volgende inligting kan gegee word door iemand wat tans gelewe is, naam en van, prestasie en hoogtepunte van hulle opleiding en hulle loopbaan, gemeenskapbetrokkenheid, gebeurtenisse, staaltjies, persoonlike herinneringe en so voort. So weer eens, in die vraag wat hulle dalk vir jou in die eksamen kan gee, kan hulle spesifiek goed dalk noem wat jy kan deelmaak, anderste kan jy dit opmaak. Nou, ek weet iets wat ek altyd sê, veral bietjie meer by die opstelling, maar dit tel vir jou langer transaksionele tekste ook. Maar skryf wat jy ken. As hulle vir jou, dit gebeur nie som nie, maar sê nou hulle gee vir jou 'n vraag in die eksamen waar hulle sê dat jy kan 'n huldeblyk skryf oor enige iemand wat jy wil, of jy kry die keuse om 'n huldeblyk te skryf. Moet nou nie iemand gaan vat wat jy dink hulle wil van hoor nie. Gaan skryf 'n huldeblyk vir iemand wat jy actually ken. Dit hoef nie 'n bekende mens te wees nie. Dit hang natuurlik alles af wat in die vraag gegee word. Maar as hulle vir jou die opsie gee, skryf van dit wat jy ken. Okay. Dan onthou ek om te sê waarom die huldeblyk gelewer word. So het hulle nou 'n toekenning gekry, is dit omdat hulle vereer vir 40 jaar in die musiekbedryf byvoorbeeld, soos hoekom kry hulle hierdie huldeblyk? Vir my sentimentaliteit, die taal, styl en toon is formeel en met beeld pas en weer eens kort en bondig. So die kontrolelys is die instruksies gedoen. Is die taal of die toonstyl en woordkeuse reg? Is die nodige inligting verskaf? Word die familie vertroos, veral as dit natuurlik oorledene is. Is dit in verlede tyd geskryf? Weerens oorledene, word die taalreëls nagekom. Die aantal woorde is getel en onderaan die skryf is geskryf, presies dieselfde goed as normaalweg, het hy titel en datum, not so much 'n datum. Hierso, eerste poging sy regering doodgetrek en weer eens die finale poging is netjies en leesbaar. Okay, en dan by die een wat meeste mense seker altyd gaan kies om te doen, en dit is die dialoog. Nou, 'n dialoog kan maklik wees, maar jy moet pas op dat jy nie onnodig punte verloor nie. Hy het nogal 'n redelike maklike struktuur, so as jy die struktuur ken, gaan dit klaar nogal redelik baie help. Okay, so in die eksamen sal julle nie sommer 'n dialoog kry tussen meer as 2 mense nie, wat dit natuurlik makliker maak vir julle. So dialoog is gewoonlik 'n gesprek tussen 2 of meer mense en die mense praat oor 'n spesifieke onderwerp. Hulle sal vir julle in die eksamen die onderwerp gee. En 'n dialoog is regtig een van die tekste wat seker die meeste gevra word saam met die briewe. So die kans dat jy nou 'n dialoog gaan kry is nogal redelik groot. Kom net 'n slukkie water vat. Okay, so wat is die kenmerke van hom? Nou soos ek gesê het, hy het 'n bepaalde formaat. Dit is een van daardie tekste dat as jy na hom kyk, is nogal redelik vinnig om agter te kom as dit 'n dialoog is. Okay, so die teks moet duidelik as dialoog herkenbaar wees. Elke spreekwoord dra by tot die doel van die dialoog. Nou onthou met die eksamen, hulle gaan vir julle 'n situasie gee wat gebeur. So hulle gaan dalk vir jou sê, julle moet 'n dialoog skryf oor 2 vriende wat praat oor wat hulle die naweek wil doen. So ja, hulle gee vir die onderwerp, maar jy gaan nog steeds 'n bietjie vleis aan hom moet sit. Dan 'n verslag van spreekwoorde tussen 2 persone van plaas. 'n Scenario word geskets voordat die dialoog begin. Ek sal dit nou vir julle wys. Inhoud insluitend idees en detail, soos die inhoud van die dialoog moet die fokus ondersteun en gepaste detail dra by tot die ontwikkeling van die gesprek. Okay, so die formaat, die spreker se name staan teen die linkerkant se lyn. Weer ek sal vir julle 'n voorbeeld wys. Ja, maar julle my lees trek verskriklik nie. Okay, so die kandidaat se naam kan met ek vervang raak. So as jy nou in die spreekgedeelte en jy is nou besig om te praat, kan jy sê ek. Jy hoef nie te sê dat Pieter byvoorbeeld te doen nie. Daar kom 'n dubbelpunt na elke naam. Geen aanhalingstekens word gebruik nie. Ek weet hierdie is 'n fout wat baie mense maak. Moet dit nie insit nie. Okay, laat 'n reël na elke spreekbeurt oop.
So net 'n lyntjie. Spreekwoorde is in blokvorm. So maak dit seker dat jy gaan nie verby die link aan die linkerkant, lyntjie aan die linkerkant nie. En vir die regterkant is dit net so 'n normale lyntjie wat jy skryf. 'n Konteks behoort geskep te word voordat die dialoog geskryf word en ekstra inligting word tussen hakkies, soos parentese, en direk voor die spreker se woorde geskryf waar dit toepaslik is. Een ding net hierso, pas op om dit te veel te gebruik. So ja, jy gee inligting, maar onthou net, jy het net 180 tot 200 woorde. En ja, dit klink verskriklik baie, maar dit word nogal redelik vinnig opgebruik. Veral as jy oor iets spesifiek moet skryf, pas op om nie te veel inligting of ekstra detail by te sit nie, want anders vreet dit jou woorde op. Okay, so die styl toonregister, die toonregister moet pas by die situasie. So as jy met 'n vriend praat, gaan dit natuurlik bietjie meer informeel wees, maar as jy met jou baas praat of iemand wat jy raak goed ken nie, gaan dit natuurlik bietjie meer formeel wees. Okay, ons sê. Dan die taal, die woordeskat, maak dan seker dat dit natuurlik gepas en uitgebreid is. Die woordkeuse word vaardig uitgeoefen. Grammatika is akkuraat. Spelling moet natuurlik goed wees. Dit is 'n taalvraagstel. Die leestekens is funksioneel aangewend om atmosfeer en emosie te beskryf en geen slordige taal. Slengwoorde en SMS-taal word ook nie gebruik nie. Dit tel natuurlik ook vir kritaal. So hier is net 'n voorbeeld. Nou wat ek sal aanraai is skryf jou naam in die linkerkant en dan vat jy 'n liniaal met jou potlood en trek 'n baie baie fyn lyn af. Dan weet jy dat elke liewe keer as jy 'n spreekbeurt het, dat jy seker maak dat dit is in blokvorm. Okay, en weer eens moenie aanhalingstekens gebruik nie. Dit word glad nie ingesluit nie. En natuurlik, na elke naam maak seker dat jy nog steeds jou dubbelpunt het. Nou iets wat hulle nie in die voorbeeld ingesluit het nie, is dat jy moet 'n bietjie konteks gee voordat jou dialoog begin. So sê nou in die eksamen sê hulle vir jou dat jy moet 'n dialoog skryf tussen twee vriende wat praat oor wat hulle die naweek gaan doen, byvoorbeeld. Dan sal jy voordat jou eerste spreekbeurt is, sal jy net 'n bietjie konteks gee van waar is hulle, wat doen hulle. So dan sal jy nou byvoorbeeld sê, soos in die geval Herman en Giepie sit op die stoep en sit op die stoep op stoele en hulle is besig om te praat oor wat hulle die naweek wil doen. Dis net sodat die werker, wat natuurlik die leser is, dat hulle 'n idee kry van wat is die situasie en wat gaan min of meer gebeur. Jy hoef nie te veel inligting te gee nie, dis net om 'n baie kortliks idee te gee van wat aangaan. Okay, so hierso is dit nou die internet sensasie. Weer eens sal gewoonlik so 'n bietjie konteks hierby gesit het. Dan begin Herman, Giepie, waar is jy? Herman, wat nou, het jy seer gekry? Hoekom dink jy sal ek jou eerste roep as ek seer gekry het? In elk geval het jy gesien wat op YouTube gebeur het. Weer eens, YouTube is 'n naam van 'n toep of 'n app. Natuurlik, niemand gebruik nog die Afrikaanse woord daarvoor nie, maar soos ek vir julle gesê het, vir my Engelse woorde, maar in die geval, dis nie asof jy net die naam van die woord kan verander nie, want dit is fisies sy naam. So in die geval is dit reg. Op YouTube, waarvan praat jy? Ons video, daar is 2 miljoen keer gekyk en daar is heelwat positiewe kommentaar. Ons video, wag, ek verstaan nie. 2 miljoen keer gekyk, hier honderde positiewe reaksies, waarvan praat jy? Verlede week het jy my toegelaat om 'n video van jou te neem. Vrek, maar dit was skreeusnaaks. Ek het jou verlede week toegelaat om my af te neem. Wag, praat jy van daardie oomblik? Daardie oomblik bedoel jy toe jy gehardloop het en bo oor die kruibal geval het en in die dam geduik het? Ja, wat sê hulle nou vir ongeluk? Wat is die kommentaar? Skiet julle by die stek bietjie rondvraat. Nee, alles heel positief. Net dat jy lyk soos 'n totale skollie. Net job, ek is te geleergesteld in jou. Nou het jy veroorsaak dat ek my naam met 'n plank geslaan het. Sies man, dis nie wat vriende doen nie. Ja, dit was seker naar vir my, maar dink daaroor. Jy is nou beroemd, 'n bekende amper soos Johnny Depp. Okay. Nou jy kan duidelik sien dat hierdie spesifieke dialoog is baie informeel, want hulle ken mekaar nogal redelik goed en hulle is vriende. Maar as dit dalk tussen jou en 'n kollega of jou en 'n vreemdeling of 'n polisieamptenaar, wat ook al die geval mag wees, dan gaan die hele styl baie meer formeel wees as wat die spesifieke een was. So weer dit hang alles af van die konteks. Dan in die kontrolelys vir die dialoog, so is die doel bereik. So is daar 'n suksesvolle gesprek tussen 2 persone plaasgevind. Is daar 'n konteks geskep voordat die dialoog geskryf het.
Nou onthou jou konteks, dit hoef regtig nou nie 'n volle paragraaf te wees nie. Dit kan 2 tot 3 lyntjies wees en dit moet regtig net kortliks verduidelik wat aangaan. Dan die inhoud van die dialoog ondersteun die fokus. So weer eens, hulle gaan vir jou die scenario in die vraag gee. Hulle gaan vir jou sê waaroor moet jou dialoog gaan. Dit gaan wel jou werk wees om bietjie meer vleis aan dit te sit. Dan ekstra inligting word tussen hakies en direk vir die spreker se woorde waar dit toepaslik is geskryf. Dit kan inligting insluit soos van gesigsemosies of enige ander inligting wat ook nodig is om te weet. Gepaste detail dra by tot die ontwikkeling van die gesprek. Die leser se belangstelling word geprikkel. Die sprekersname staan aan die linkerkant kantlyn. 'n Dubbelpunt is na elke naam geskryf. Die toonstyl en woordkeuse is respekvol en pas by die aard van die dialoog. Weerens is dit formeel of is dit informeel. Die kommunikasieproses is gemaklik en natuurlik. Die taal en styl is informeel en gemaklik. Die eerste poging is geredigeer en weerens doodgetrek. En die finale poging is netjies en leesbaar oorgeskryf. Ek weet ek het dit al 'n paar keer gedoen in die vorige 2 klasse, maar vir jou eerste poging, dit gebeur waar mense regtig 'n goeie eerste poging skryf, en dit is baie keer nie nodig om terug te gaan en goed reg te maak nie. Maar jy kry punte daarvoor. So ek gesê het, as jy geen foute kan kry nie, spel aspres 'n fout verkeerd, wat jy werke net kan sien dat jy het iets reg gemaak. Okay, meeste van die kere, as jy teruggaan, is nou veral as jy dalk te veel woorde het, maak dit nie saak nie, want jy gaan in elk geval heel wat tyd spandeer om te redigeer, om seker te maak het genoeg woorde en nie te veel nie. Maar dit gebeur wel dat jy kan 'n baie goeie eerste poging stuur, maar weer eens, daar moet bewyse wees dat jy geredigeer het. En weer eens, maak seker dat jy hom doortrek. Dan die toespraak. Nou, soos alle goed kan 'n toespraak in 2 verdeel word, formeel en informeel. Die formele toespraak word gehou om die gehoor van jou standpunt te oortuig, om hulle oor 'n saak in te lig of om iemand geluk te wens of selfs te bedank. So dit is weer eens net een van daai voorbeelde wat vir jou min of meer 'n idee gee van hoe om te werk. So opskrif, paragraaf 1, jou inleiding, so jou onderwerp word ingelei, so waaroor gaan jy praat, die gehoor se aandag word getrek. Paragraaf 2, die onderwerp word in verskillende hoofpunte verdeel en dit word in verskillende daaropvolgende paragrawe bespreek. So dan die slotparagraaf, treffende slot wat die onderwerp saamvat. Weerens, gewoonlik in 'n slot sit jy nie regtig nuwe inligting, jy som dit net op. So vir die feite moet korrek wees, hang natuurlik af van alles waaroor jy praat. Dit is noodsaaklik dat goeie navorsing gedoen word, wat jy natuurlik nie gaan doen nie. Die inligting moet so interessant wees dat die gehoor se aandag onmiddellik geboei is en die openingssin is baie belangrik. Elke paragraaf handel oor 'n nuwe feit. Onthou wat ek julle laas gesê het, gewoonlik, veral nou vir jou meer formele goed, 'n paragraaf fokus op een sentrale ding. Jy sal een hoofgedagte hê en dan die verduidelik en die voorbeeld wat gewoonlik daarna gegee word, pas aan by daardie feit wat gemaak raak. En dan gaan jy na die volgende paragraaf toe en doen weer dieselfde. Die inhoud moet bruikbaar en geskik wees, die inhoud moet georden en logies wees, daar moet 'n duidelike spanningslyn of 'n stygende lyn van belangrikheid wees. Die taalstyl en register moet by die gehoor en die onderwerp pas. Maak gebruik van formele spreektaal, kort en kragtige sinne het ook trefkrag. Koherensie of samehang is baie belangrik. Interessante voorbeelde, staaltjies, grappies en aanhalings maak die toespraak interessant. Maak dit seker jy gebruik dit nie te veel nie, want onthou die is nog steeds 'n formele toespraak. Die slot met die gehoor prikkel, oortuig en tot nadenke stem en dit is nie 'n samevatting van die toespraak nie. Dan 'n informele toespraak. So hierdie is nou een wat gewoonlik onvoorbereid is. Alhoewel alles wat julle in die eksamen gaan doen is natuurlik onvoorbereid, want julle weet nie waaroor julle natuurlik gaan skryf nie. So dit kan aangebied word om heildring in te stel of om met 'n persoon afskeid te neem of om 'n persoon geluk te wens. So die volgende formaat kan help met of die formele of informele toespraak. So jou inleiding, ga jy sê, stel jou rede, jou standpunt, jou stelling, maak hom baie duidelik hier. So gewoonlik hierso gaan jy aan 'n kreatiewe manier dink om te begin. Nou, onthou net jou heel eerste sin, jou inleiding is natuurlik die eerste deel wat die merke gaan lees en jou slot is die laaste ding wat hulle gaan lees. Die inleiding moet hulle geïnteresseerd maak om te wil verder lees. So ja, hulle moet verder lees, maar jy wil hulle prikkel en hulle interesseer om verder te lees. Die slot wil jy moet interessant genoeg wees sodat hulle later nog daaraan dink dat dit in hulle kop vassit.
Okay, dan jou inhoud. Vul die inhoud met ten minste 3 argumente aan om jou standpunt of stelling te staaf. Onthou net, jy hoef nie altyd 3 stellings of standpunte te hê nie, want jy het net 180 tot 200 woorde. So hou dit net in gedagte, maar probeer gewoonlik meer as 1 paragraaf insit. En dan jou slot vat jou redes, stellings en argumente of voorbeelde bondig saam om treffend af te sluit. Dan die kontrolelyd, is jou doel bereik, so het jy inligting ingewen oor 'n saak of onderwerp. Weer eens in die eksamen, hulle gaan vir jou sê waaroor jy moet skryf. Jy gaan net die ekstra goedjies moet invul. Dan die inleidende of sin paragraaf of scenario voeg waarde tot die toespraak. Die slot van die kern van die toespraak saam. Die leser se belangstelling word geprikkel. Die toonstyl en woordkeuse is respekvol en pas by die aard van die toespraak. Die kommunikasieproses is gemaklik en natuurlik. Taalstrukture en konvensies word korrek gebruik. Die eerste poging is weer eens geredigeer en doodgetrek en die finale poging is netjies en leesbaar oorgeskryf. Dan vir volgende week, soos ek vir julle kortliks genoem het in die begin, ek gaan vir julle volgende week weer 'n paar opsies op Google Classroom sit om te doen. Alhoewel hierdie keer gaan dit nie net byvoorbeeld die opstelle wees waar julle 'n klomp gehad het nie. Ek gaan verskeie tekste wat ons vir die vorige klas en die klas behandel het, en julle gaan byvoorbeeld dalk 1 of 2 daarvan moet kies, ek besluit nog, en dan gaan julle dit weer eens vir my stuur, dan merk ek dit en stuur terug. So dit gaan nie veel daai verander nie, dis net natuurlik die langer transaksionele tekste gaan bietjie anders te werk. Okay, dan ek sal dit insluit by die instruksies. Onthou, die groot verskil tussen die langer transaksionele tekste en die opstelle is die woordtotaal. Ja, opstel is baie langer, want hy is 400 tot 450 woorde. Hierdie gaan net 180 tot 200 woorde wees. So dis 'n groot verskil, maar dit is natuurlik baie belangrik om dit te oefen. Okay, en soos ek altyd vir julle sê is, ja, julle kan die doen wat ek vir julle gee, maar as julle meer wil doen en dit vir my stuur om te merk, julle is meer as welkom. Ek merk dit saam met die rubriek spesifiek vir die en ek stuur dit vir julle terug. Okay, ek het nou verskriklik baie gepraat. Het julle enige vrae oor enigiets wat ek vandag gepraat het? Yes, Ibrahim. Kritso, ek wil net weet, al die tekste moet alles like in 'n beplanning hê, soos die dialoog en al daai wat tot nou oor gepraat het. Jou letterlik alles vir vraestel 3. Elke teks, of dit nou 'n opstel of 'n langer transaksionele teks is, moet 'n beplanning, 'n eerste poging en 'n finale weergawe hê. Oh, okay. Ja, dis hoekom ek gesê het, soos julle dit oefen, kom in die gewoonte daarvan om dit te doen, wat julle dalk daarvan vergeet nie, want julle kry actually punte daarvoor. Dis nou nie soos verskriklik baie nie, maar dit is punte wat julle kan help deurkom of selfs onderskeiding laat kry. Okay. Enige ander vrae? Okay, die enigste ander plek in Afrikaans of plekke in Afrikaans waar julle die beplanning ding gaan moet doen, is in vraestel 1 by julle opsomming. Maar dan hoef julle nie 'n beplanning te skryf, julle hoef net die eerste poging en 'n finale weergawe te hê, en dan in vraestel 2 vir julle literêre opstel gaan julle ook natuurlik 'n beplanning, die eerste poging, alhoewel dadelik die eerste poging bietjie anderste, en natuurlik julle finale weergawe. Maar vir vraestel 3, elke liewe teks gaan al 3 moet hê. Okay, so dan sal ek vir julle volgende week die goedjies oplaai en ek sal natuurlik op die groep laat weet wat ek vir julle opgelaai het, en dan sal ek dit vir julle merk en terugstuur. As daar nie enige ander vrae is nie, gaan ek julle nie verder hou nie, daar's so 10 minute oor. So dan is julle meer as welkom om te gaan, en dan sien ek julle weer oor 2 weke wat die 14de is. Okay. Julle moet 'n lekker aand verder hê. Kritso, as daar nog ander huiswerk wat gedoen is word? Nie vir nou nie. Ek het laasweek of in die vorige klas het ek besluit dat ek nie vir julle laasweek gaan werk gee nie, want ek wou vanaand se klas net ook gedoen het wat al die langer transaksionele tekste klaar is. So daar's net die opstelhuiswerk gewees. Okay, dan dankie. Lekker aan. Dis reg. Lekker aand verder julle.